Goeiemôre, dis die 2 Januarie, begin van die nuwe jaar. Nuwe dinge wat vooruit lê, geseënde voorspoedige nuwe jaar vir almal om mee te begin. Maar ek kom vandag met, ek dink baie goeie nuus is. En die goeie nuus is, daar is nou 'n ekstra gedeelte wat bygevoeg gaan word by die refugee program, om dit bietjie vinniger en smoother te maak vir party mense. Die proses gaan bietjie versnel word vir sekere mense. En in terme van die nuwe program, kan dit ook meer mense op 'n slag gereed kry om te trek, as wat daar huidiglik gebeur. Nou ongelukkig kan ek nou nie uitbrei oor die detail van die program nie, want dit is 'n pilotprogram en hy gaan nou eers getoets word. En die betrokke families wat deel gaan wees van die toets in die pilotprogram, obviously soos die eerste 59ers, wat ook 'n pilotprogram was, of 'n toets vir die system, so is die ook nou 'n toets vir expansion. Maar al wat ek vir jou kan sê, wat die program gaan inhou, die detail van die program, as ek kyk na die detail en wat die idees is daarachter, dan kan ek nie anders as om te sien dat dit definitief die program gaan verspoedig vir baie mense nie, en ook die program gaan vermenigvuldig. In ander woorde, as ons byvoorbeeld, kom ons vat net 'n nommer, as hulle kon 100 mense 'n maand deur die system kry en op 'n vliegtuig kry om te gaan hierdie tipe program, hierdie pilot gedeelte wat bygevoeg word, daai nommer maklik verhoog na maklik 120, 130, miskien 150 'n maand in plaas van net 100. So hoe dit ook al sê, dit is 'n baie goeie idee wat hulle het. Dit is definitief iets wat kan werk en definitief iets wat die proses, die housepipe waar alles moet deurgaan, vetter gemaak het, sodat daar meer goed op 'n slag deur hy selfe housepipe kan gaan. Want op die oomblik die nommer, die getal mense wat ons sien wat uitkom op vliegtuig klim in Amerika toe kom, is beperk deur die size van die housepipe, en die size van die housepipe word bepaal deur hoeveel mense, hoeveel caseworkers en mense werk op die program, want jy kan net soveel mense op 'n slag hanteer, en ook dan obviously hoeveel sitplekke hulle beskikbaar kry op vliegtye. Nou hierdie nuwe projek gaan die housepipe bietjie groter maak. En obviously sal meer mense op 'n slag kan deur die pyp gaan. So ek wil nou nie die detail van die program bekend maak nie, want dit is nog 'n pilotprogram wat getoets word. Ek is seker as dit klaar getoets is en die Amerikaners is happy met dit. USCIS is happy met die proses en dit werk, dan sal hulle dit bekend maak, wyd bekend maak, en ek wil nou nie iets bekend maak wat hulle nog nie bekend gemaak het nie. Al wat ek vir julle kan sê, dis goeie nuus. Dis al net goeie nuus. So moenie oor dit worry nie, kyk vorentoe. Wees geduldig as jy nog nie gekontak was nie. Ongelukkig moet jy geduld gebruik. As jy nog glad niks van niemand gehoor het voor 4 November nie. Onthou daai link op die Amerikaanse ambassade se website wat 4 November uitgekom het. Jy kan daar gaan aansoek doen as jy nog niks van niemand gehoor het nie. As jy al gehoor het, as jy daar aansoek gedoen het of voorheen aansoek gedoen het en net na 4 November kontak gehad via e-mail, foonoproepe en so aan en het 'n keisnommer, dan moet jy nie weer daarin gaan nie. Maar die wat nie enige kontak gehad het na 4 November nie. Onthou op die website van die Suid-Afrikaanse ambassade, die Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika, gaan daar's 'n nuwe vorm wat jy kan invul wat 4 November beskikbaar geraak het. Gaan deur daai proses. So, hopelik hou die nuwe jaar goeie dinge vir baie mense in, en ons sal julle eendag sien as julle in Amerika kom. Dan kom ons by mekaar en ons braai. Geniet die dag verder. Totsiens.